Ek wil julle dan vanoggend groet in die naam van God, die Vader. En ek wil julle groet in die naam van sy Seun. En ek wil julle groet in die naam van die Gees van God, wat in ons hart weergalm. Jy is kind van God. En mag ons vanoggend dit bo alles weet. Ek mag miskien misluk het. Ek gaan nog miskien groot foute maak. Maar as kind van God weet ek dat daar ook vergifnis is. Daarom ook vanoggend wil ek die gebed bid wat ons Vader ons geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons oortredinge, soos ons ook vergewe die wat teen ons oortree het. En laat u naam geheilig word, en laat u koninkryk kom in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil vanoggend begin met 'n prentjie. Vanoggend was ons hier het ons gepraat oor die belydenis van 'n pa. Ekskuus. Ek is jammer as ek nie altyd daar was nie. Ek is jammer dat ek nie vir jou die pa miskien was wat ek moes gewees het nie. Maar hier wil ek in Lukas 15, die gelykenis van die verlore seun, wil ek vir julle 'n prentjie gee van 'n pa. En ek gaan die gedeelte nie lees nie. Lukas 15 vers 20 is ons tekswoord eintlik wat ek mee wil begin. En hy, dit is die verlore seun, het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Lukas 15 vertel vir ons van 'n seun wat weggegaan het. Sy ouer huis het vir hom te klein geword. Want jy sien, die wêreld daar buitekant het groter geword vir hom as die huisgesin. Die huisgesin het vir hom 'n tronkie geword. Die mure van sy huis was uiteindelik 'n mure wat hom weerhou het om te kom daar waar sy hart is. En sy hart was in die wêreld. En dit vertel die hele verhaal ons. Hy het weggegaan. Sy pa het hom nie gekeer nie. Want jy weet, as 'n kind op 'n stadium 'n keuse maak, kan jy met hom praat, maar jy kan hom nie keer nie. Want elke mens maak sy keuse, al is dit 'n verkeerde keuse. En dan vertel hulle hoe die verlore seun uiteindelik in die varkhok eindig. Want jy sien, dit is wat gebeur. Wanneer 'n mens in die wêreld jou hart verloor, gaan die wêreld jou hart breek. En dis wat gebeur het met die verlore seun. En toe in die varkhok sit, toe hy tot homself gekom. Hy het tot inkeer gekom en besef, ek sit in 'n varkhok en my pa het 'n vaderhuis waar die varke meer eet as wat ek eet. En dan staan daar, hy het onmiddellik opgestaan uit die varkhok en teruggekeer na die vaderhuis. En toe by die vaderhuis kom, toe verwag hy 'n kwaai pa. Verwag hy 'n pa wat gaan verwyd, 'n pa wat gaan sê, kyk hoe lyk jy? Kyk hoe stink jy? Ek het jou gewaarsku. Jy wou nie luister nie. Hy het alles dit verwag. Want hy sê dit sommer voor die tyd. Pa, ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie. Maak my soos een van die diensknegte. En hier kom 'n liefdevolle pa. Die prentjie van 'n liefdevolle pa. Sy pa sê, nee my seun. Jy kan nooit 'n slaaf wees nie. Jy's my seun. En hy sê vir hulle, gaan haal die ring.
Gaan haal die kleed, gaan haal die skoene vir sy voete, gaan slag die kalf, en dat ons fees vier, want hierdie seun van my, het teruggekom. Hy was verlore, en hy is gevind. Jy sien, hier's 'n vaderhart. Jy sien, 'n vaderhart is 'n hart wat kan vergewe. Hy sien nie voor hom 'n varkhok kind nie. Hy sien nie voor hom 'n mislukking nie. Hy sien voor hom 'n seun wat terugkom. En ek dink 'n goeie pa, en ons gaan praat dan nou oor die prentjie of die eienskappe van 'n goeie pa. Dan wil ek vir u sê dat ek dink daar's een ding wat 'n pa nooit moet doen nie, of moet doen nie, en dit is dat hy sy deur vir sy kind toesluit. Sê jy kom nooit terug nie. Hier's geen plek in die huis vir jou nie. Ek dink nie dit het God gedoen nie, want God is ons Vader. Onthou, en hy is die grootste voorbeeld wat ons as vaders ooit kan hê. Ek dink as ons so dink aan ons, ek dink aan myself, dan het my pa 'n groot invloed op my lewe gehad. Hy was 'n getroue man, hy het sy werk getrou gedoen, hy het gesorg dat daar kos op ons tafel is. Ons was nie arm, ons was nie ryk mense nie, maar my pa het sy beste gedoen vir ons. En weet jy, as jou pa sy beste vir jou doen, en dit is nog nie goed genoeg nie, dan bly dit vir jou goed. En ek dink, dis wat dit vir my geleer het. Want weet 'n pa, ons dra eintlik almal, terwyl vrouens trou verander het, maar ons dra eintlik ons familienaam. Ons familienaam. En dan word ons die nageslag. Dit is my altyd wonderlik as die kinders almal bymekaar is en ek sê dit het by my en my vrou begin. En hier sit hulle. Dit is hoe dit is. En weet jy, 'n pa kan 'n mens maak of breek. Ek het in my lewe goed gesien wat ek net nie wil onthou nie, van wat paas gedoen het aan hulle kinders. Maar dis nie waaroor ons praat volgend nie. En ons praat ook nie volgend oor 'n perfekte pa nie. Daar's een perfekte pa en sy naam is God. Ons almal is paas, en dis eintlik een van die mooiste name wat 'n mens kan kry. Is pa en ma. Twee wonderlike name. Wonderlik. En daarom is daar een ding wat 'n pa, dink ek, 'n kind verwag, is dat my pa moet God dien. Jy weet, as jou pa God dien, en dit is wat gebeur het in my huis en in die meeste van julle huise is, my pa het God gedien. Weet jy, een prentjie kan ek vir my pa nooit vergeet nie, want hy het vroeg gaan werk in die oggende, en as ek na my kamer toe loop ek by hulle kamer verby, en nie hoeveel keer nie, omtrent elke aand, sien ek my pa, daai groot man, daai sterk man, en hy was op sy knieë by die bed. Daai prentjie het vir my gesê, my pa dien God. Hy het nie gepreek nie, hy was nie 'n dweper nie, hy het ook sy foute gehad, maar weet jy, 'n man op sy knieë hou sy gesin op hulle voete. 'n Pa op sy knieë hou sy gesin op hulle voete. En daarom, as ons dink aan God, is die eienskap van God, hy is ons Vader. 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. Met ander woorde, as ek praat van die eienskappe van 'n pa, dan is die hoofeienskap van 'n pa om lief te hê. So lief te hê, dat hy sy lewe sal gee, wat ons God Vader gedoen het. My lewe te gee vir my gesin. En daar was paas, wat hulle lewens vir hulle gesinne gegee het. En die een ding wat God is 'n God beskerm jou. En ek dink 'n kind wil beskerm word. Die ma is 'n ander rol, maar my pa is die een wat ek voel, hy beskerm my. Hy's die sterk een. Ek het al gevoel hy is die sterk een. En 'n pa is bedoel om te versorg.
Pa se versorger. En 'n voorbeeld. 'n voorbeeld. En dan sê, wat God doen in Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit verlaat nie. My kinders moet weet, as pa, ek sal jou nie verlaat nie. Die verlore seun het weggeraak, maar die pa het hom nie verlaat nie. Die pa het hom gewag. En ek wil vir julle sê, miskien is jou kind nie op 'n plek waar hy moet wees nie, pa. Dan wil ek vir jou sê, moenie hom afskryf nie. Moenie hom verlaat nie. Wees vir hom daar, al is hoe moeilik. Want dit is wat God die Vader vir ons doen. Hy sê, ek sal julle nooit verlaat nie. En die enigste voorwaarde om 'n kind van God te wees, is dat jy Jesus Christus moet aanneem as jy verlosser en saligmaker. En dan noem God jou sy kind. Ek gaan net 5 eienskappe noem van 'n goeie pa. En al 5 eienskappe kom uit die woord. En nie een hiervan is onmoontlik nie. Nie een van hierdie vra 'n superpa nie. Nie een van hierdie 5 vra 'n pa wat nooit foute maak nie. Die eerste eienskap van 'n goeie pa is hy moet 'n Henog wees. En Henog in die Bybel, Genesis 5 vers 24 staan daar, en Henog het met God gewandel. 'n Ander vertaling sê, Henog het naby God gelewe. Paas, julle wat na my luister, hier in die kerk, ons moet naby God lewe. Het jy geweet, luister mooi, 1 tree sonder God is 1 tree te ver. 1 tree sonder God is 1 tree te ver. Daar was paas wat deur al die tree wat hy gegee het was goed, en daar was 1 tree te ver, weg van God af. En dit het 'n gesin, dit 'n huisgesin, dit 'n huwelik. Dit het dit gekos. En daarom was Henog nie sy grootste prestasie, sy besittings nie. Sy grootste eienskap was, hy het 'n verhouding met God gehad. Onthou net, kinders leer meer deur jou lewe as deur jou woorde. Henog het geleef, en sy lewe was 'n voorbeeld. Hy het met God gewandel. Eerste eienskap, jy moet met God wandel. Naby God lewe. Maar die tweede eienskap van 'n goeie pa is jy moet 'n Noag wees. En Noag staan daar in Genesis 6 vers 22 staan daar, en Noag het alles gedoen net soos God hom beveel het. Noag het in 'n tyd gelewe wat mense goddeloos was. So goddeloos dat God spyt gehad het dat hy die mens gemaak het. Kan jy dink daar staan 'n vers in die Bybel, God het spyt gehad dat hy die mens gemaak het. En in hierdie tyd het Noag na God geluister. En wat doen Noag? God sê bou 'n ark. En die mense lag in die middel van 'n woestyn. Dit reën nie daar nie. Hy het 40 jaar gebou in hierdie ark. Hy is vir 40 jaar gespot. Hy het gesê, waar is die reën? Waar is die verskriklike vloed wat jy van praat? Maar Noag het volhard. En hy bou 'n ark vir sy gesin. En dis wat ons as paas moet doen. Die eienskap van 'n pa is 'n pa bou 'n veilige plek vir sy huis. Dis waarom hy werk. Dis waarom hy werk, dat sy gesin veilig is. Sonder 'n huis is jy nie veilig nie. Sonder kos is jy nie veilig nie. En daar's baie paas wat werkloos is. Nie deur hulle toedoen nie, deur ons omstandighede, maar daar's paas wat nie werk nie. Daar's paas wat nie sorg nie. Die pa en die ma moet altyd wonder, gaan daar kos wees? Die pa swerf van werk tot werk.
En daarom weet jy wat jy sit. Wat jy doen jy, omdat jy jou gesin wil beskerm. Dit het Noag 40 jaar gekos, maar die ark gebou, en die storm kom, toe was sy vrou en sy kinders veilig. Sy kinders was veilig. En daarom moet ons as paas ook vir ons kinders fisies voorsien. Want jy sien, kinders wil nie net brood en kos hê nie. Hulle wil daardie geborgenheid hê. Daardie optel, daardie vashou, daardie bed toe dra. Daar wanneer jy siek is. Daar wanneer jy op die rugbyveld of op die atletiekbaan is, of die langste baan. Dis, jy sien, daar's my pa. Daar's my pa. En weet jy, soos Noag, hy was 'n geestelike leier vir sy gesin. En ek dink dit is so belangrik as 'n eienskap van 'n goeie pa is, dat hy 'n geestelike leier is. Daarom kon Joshua ook uitgeroep het as 'n pa, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit het tyd geword dat ons sal opstaan vir wat ons glo. Jy sien, die wêreld wil ons laat swyg. Die wêreld wil ons bang maak. Die wêreld wil vir ons sê, man, ons het in beheer. Moenie 'n grap van jouself maak nie. Bly stil. Nee, jy moet opstaan. Ek en my huis sal die Here dien. Maak wat jy wil. Sê wat jy wil. Daar by die skool sê, as jy 'n godsdienst uit hierdie skool uithaal, dan haal ek my kind uit hierdie skool uit. As hierdie skool sonder God wil voortgaan, dan gaan hulle sonder my kind. Jy sien, ons moet opstaan. Ons sal dit moet doen, anders gaan niemand dit anders vir ons doen. Die derde eienskap van 'n goeie pa is jy moet 'n Abraham wees. En Abraham staan daar, hy was 'n vriend van God. Abraham het God geglo. Jakobus 2:23 sê, en Abraham was 'n vriend van God. Ons het 'n sê ding in Afrikaans. Jy sal aan jou vriende geken word. En wie is die waarheid? Daar's paas wat verkeerde vriende kies. Ons is nou die dag in 'n restaurant en daar's natuurlik 'n drinkplek langsaan. En die een man het in daardie plek so gevloek, so geswets, met 'n harde stem, en aanhou, en ek het opgestaan, ek kon nie sit nie, ek kan nie, dit is nie moontlik, hier's 'n vrou saam met my, en hier's kinders hier oorkant, wat daar sit, en ek het in die kroeg gestap, en jy sê, kan nie so vloek nie, hier is 'n openbare plek, jy het geen reg om so te vloek nie, en as jy wil vloek, vloek sag, maar jy sien, jy staan daar, en as dit, en wie wat, almal het stil geraak. En uiteindelik het die man huis toe gegaan. Die feit is net, daar kom 'n tyd, wat jy moet opstaan. Abraham het in God geglo, en hy was 'n vriend van God. Oukies, as jou kinders weet, God is jou vriend, dan weet hulle, jou pa die beste vriend wat hy ooit kan hê. En as God jou vriend is, dan gaan daar nie sulke vriende in jou lewe kom nie. Ek wil nie mense afkraak nie, ek was ook op 'n tyd daar gewees. Ek moes ook op dag in my lewe tot bekering kom. Ek was ook daar in die varkhokke gewees, ek was daar. Ek is nie gebore as 'n dominee nie. En weet jy wat, as paas naby God lewe, en hulle is vriende van God, dan is daar, as dit slegte tye is, dan staan hulle op. Habakuk, onthou jy, hy sê, al sou die vrye boom nie bot nie, en as daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, en sal jou lyf misluk, en die lande geen oes lewer nie, ons is nou daar amper, al sou daar geen klein vee in die kampe wees meer nie, die beeskrale sonder beestewors, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Das paas wat in moeilike tye God begin vloek. Ek het dit in my lewe beleef. Maar weet jy, Abraham wat 'n vriend van God is, sal sy vriend nooit vloek nie. God is my vriend.
tweede laaste waarmee ek wil afsluit is 'n eienskap van 'n goeie pa is om 'n Dawid te wees. En jy sal sien al hierdie ouens wat ek genoem het. Noag het die ark gebou en toe hy die ark uitklim het hy 'n wingerdstok gaan plant en hy dronk geword. Julle weet dit. En sy een seun het hom gevloek. Abraham het gelieg oor sy vrou, gemaak of sy suster is. Dawid wil ek nie eers vertel nie. Ons almal weet, Dawid het oorspel gepleeg en selfs die man doodgemaak van daardie vrou. En weet jy wat sê God van Dawid? Ek het Dawid gevind, 'n man na my hart. Dawid het sy foute gehad, groot foute gehad, verskriklike foute gemaak. Maar weet jy wat sê? Ek het 'n man na my hart gevind. Dawid het teruggekom met sy hart. Hy het teruggekom met sy sonde. En as jy Psalm 51 by die huis gaan lees vanmiddag, sal jy hoor hoe Dawid sê, hy sê, wees my genadig o God en troue liefde, wis my oortreding uit in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Dawid. Jy weet, Dawid het sy kinders so lief gehad. Toe Absalom teen hom in opstand gekom het en 'n oorlog teen hom gemaak het, toe het hy vir die ouens gesê, gaan haal Absalom, maar moet hom tog net nie seermaak nie. En toe hy terugkom en hulle sê, maar Absalom is doodgemaak, toe skreeu Dawid dit uit. Hy sê, Absalom, my seun, kon ek maar in jou plek gesterf het. Hoor dit? Die eienskappe van 'n pa. My seun het misluk. My seun het teen my opstand gekom. My seun het probeer my koninkryk skeer. Maar ek sou in sy plek wou sterf. Ek sou in sy plek wou sterf. En ek dink ons paas wat hier sit en wat nou luister, sal dit ook aan doen. Die laaste, die eienskap van 'n goeie pa is, hy volg Jesus. Hy is 'n disipel van Jesus. In Lukas 9:23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Jy sien 'n disipel van Jesus is kruisig homself. En kom ons wees eerlik, ons almal. Kom ons wees as mans nou eerlik met mekaar. Een van die grootste probleme van 'n man is sy ek. Ek sal nie ingee nie. Ek sal nie erken nie. Ek sal nie verander nie. Jy sien, 'n disipel van Jesus kruisig homself. Jou ek moet gekruisig word. En dan word jy 'n dienskneg. Jy klim van 'n troon af en jy was jou mense se voete soos Jesus. En ek dink dis die grootste voorbeeld van 'n disipel. En dan kan jy, as jy Jesus volg, dan volg jou kinders jou. Luister mooi. Jy kan jou kinders nie lei na 'n plek waar jy self nie was nie. En as jou voete na 'n verkeerde plek toe loop, kan jou kinders agter jou aanloop. Maar as jy kerk toe loop en jy loop agter Jesus aan, dan volg jou kinders jou ook. En dan kom hulle by goeie plekke uit. Nie verkeerde plekke nie. Dit is wonderlik as 'n kind vir jou kan sê, Jesus is eerste in my pa se lewe. Jesus is alles in my pa se lewe. Ou Petrus wat ook baie verkeerd gedoen het, 3 keer gesê ek ken Jesus nie. Hy sê, toe hulle vra, wie is Jesus? Hy sê, hy is Jesus, die seun van die lewende God. Ou Thomas wat gesê het, ek sal nooit glo nie. Hy roep op 'n stadium uit, my Here en my God. Daarom eindig ek deur te sê, as ek praat oor vaderskap en oor paas wees, en ek praat oor die eienskappe van 'n goeie pa, dan praat ek nie van volmaakte mense nie. Ek praat nie van mense sonder foute nie.
Ek praat net van mense wat in hulle lewens die regte besluit geneem het. En die regte besluit is altyd God. Die regte besluit is, ek in my huis sal die Here dien. Die regte besluit is, ek draai om. Ek hou op. Ek wil daar wees vir my gesin. Dankie Here dat U hierdie voorbeelde vir ons gegee het van gewone mense, gewone paas. Maar paas wat 'n keuse gemaak het vir God. Mag die Here gee dat ons as mans dit hier volgens sal doen en dat ons agter Jesus sal aanloop. Here, ek wil U dank en loof en prys om 'n pa te wees. Dankie daarvoor. Ek het dit nie verdien nie, se gawe, geskenk uit U hand. En daarom bid ek dat ons as paas en maas saam met ons kinders U sal dien. En dat ons dit nie net sal doen op Vadersdag, Moedersdag nie, maar dat ons sal doen elke dag van ons lewens. In Jesus se naam, amen. Ek stuur jou huis toe met die seën van die Here. Here, seën elke pa en elke ma. Seën elke oupa en elke ouma. Here, seën elke enkel ma, enkel pa. Seën ons in Jesus se naam. Amen.